Hallo. Prof Holm en Altie is ergens by Hartbeespoortdam besig met 'n storie wat ons hopelik volgende week vir julle gaan bring. Quentin kyk na julle bydraes en ek is verslag alleen. Maar moenie dink ek gaan nie by die basis bly nie. 2010 sal julle weet is die jaar vir internasionale biodiversiteit. En ek is op pad Kaap toe om te gaan kyk hoe vorder die Suid-Afrikaanse deel van waarskynlik die grootste genomiese biodiversiteitsinisiatief om nog ooit in ons planeet aangepak te word. Hulle noem dit projek Eyeball. Staan vir International Barcode of Life. En basies is dit 'n klomp wetenskaplikes van oor die hele planeet wat probeer om monsters bymekaar te maak van alle lewende organismes op aarde. Hulle wil dan uiteindelik DNA-sekwense daarvan maak, spesifiek om spesies mee te identifiseer. En hulle sê, dit gaan baie beteken vir die bewaring van lewe op aarde. Ek wil baie graag gaan kyk. Die Suid-Afrikaanse been van die projek het al so 'n week terug weggespring, so ek sal met roer. En ook omdat albei ons projekte, beide ons borge van ons projek, beide Toyota en Volvo Megaworld daarbey betrokke is, dink ek is net reg dat projek Aardwolf ook daar is. In Suid-Afrika word die projek deur die Universiteit Johannesburg gedryf. Vir die afskop het hulle besluit om 'n ekspedisie aan te pak na 'n paar van die biodiversiteitsbrandpunte in ons land. Die eerste skof, wat ek nou al gemis het, was na Noop in die Rigtersveld. Nou is hulle terug by Klibbok-Kop privaat natuurreservaat net buite Woester in die Wes-Kaap, wat hulle hoofbasis vir die ekspedisie is. Klibbok-Kop is eintlik bekend as 'n plek waar 4x4 entoesiaste leer om op 'n omgewingsvriendelike manier hulle liefde vir die buitelewe uit te leef. Maar vir die volgende paar weke is die lesinglokaal 'n laboratorium waar al die voorlopige verwerking van die monsters gedoen word. Die span sluit plant, insek, voël, vis en dierkundiges in en elkeen probeer kliphard om soveel moontlik DNS-monsters van soveel moontlik spesies te versamel. En my ore brandskoon van al die gepraat oor nuwe spesies wat hulle al klaar ontdek het, nog gaan ontdek en watter groep die meeste monsters gaan bymekaar maak. Michelle van der Bank is die een projekleier. Ons moet binne die volgende 3 jaar 60.000 individue barcode in Suid-Afrika. So dis 'n groot getal. Vir hierdie 17 dae is dit 1500 spesies, nie individue nie. So dit is ons hoop om ten minste hier by die 5000, 6000 individue te kry. En tegnies gesproke moet UJ 5000 samples oorstuur na Kanada toe. So ek sou sê ons gaan daai teikens sommer binne die volgende paar dae maak. En terwyl hulle Noop se monsters hier by Klibbok-Kop verwerk, versamel hulle sommer tussendeur nog monsters. Dis letterlik soos om 'n klomp kinders in 'n lekkergoedfabriek dop te hou. Hopelijk gaan ons vis kry, maar ons soek eintlik kuipkope. Ons weet nie wat in hierdie damme gaan wees of die mense 'n bietjie bass gaan ingesit het of dalk 'n bietjie forel want die water is koud. So kom ons sien wat gebeur. Party trek net juveniles, party trek adults. Dis koud, maar die vismanne hoop om 'n paar spesies in die damme, fore en stroompies hier rond op te spoor. Hulle gebruik verskillende vangtegnieke en probeer enige ding wat in die water lewe bymekaar maak vir 'n DNS-monster. Selfs 'n welriekende waterskilpad. Jy kan 'n teelprogram begin. En dan in 'n klein stroompie tussen 'n klomp wattels op 'n plaas kry hulle wat vir my maar na 'n ou klein nikszeggende visie lyk, maar duidelik nie vir die eksperte nie. Hulle is baie spesiaal, dit is die Kaapse Galaxus. Daar kom net een genus van hierdie familie in ons land voor, eintlik in hele Afrika. En daar's net hierdie een spesies wat hier voorkom. So ons is baie gelukkig, hierdie is nommer 15 en 16 wat ons nou versamel het. So ons is nogal in die wolke hier oor. Ek gedink ons sal dit ooit in die hande kry nie. 6.9. Maak nie saak of dit plante, goggas of visse is nie, maar is absoluut noodsaaklik dat die verwerking en dokumentering 100% akkuraat gedoen word.
een foutjie hier kan die hele databasis later diskrediteer as die DNS byvoorbeeld aan 'n verkeerde spesies of lokaliteit gekoppel word. Op elke moontlike plek word nette, valle en wippe gestel. Die voëlmanne het dit dalk die moeilikste, want hoe kry jy nou DNS-monsters van iets wat deur-bo vlieg of laat spaander as jy naby kom? En as jy een gevang het, soos hierdie suikervoël, moet jy hom boonop baie versigtig hanteer. Want anders, as byvoorbeeld die insekte, moet hy weer gelos word wanneer jy sy DNS-monster het. Arnold gebruik sommer die kans om die voëls te ring, te meet en te weeg vir die voëlatlas. Nadat ons nou die voël in die net gevang het, is die heel eerste ding wat jy doen, verseker jy dat die ringetjie aangesit word aan sy been, dat sou hy ontsnap, dan is die voël ten minste gering. En dan as iemand hom daarna weer sou vang, dan kan 'n mens die navorsingsinligting wat 'n mens bekom het, kan jy dan ten minste terugvoer na die spesifieke voël toe. Dis die Kaapse suikervoël, dis 'n wyfie, want die stertjie is korter, die mannetjie het heel wat langer stert as wat die wyfie is, en dis een van die maklike voëls om die verskille tussen die twee, die manlike en die vroulike van die voëls aan te dui. Dis 'n volwasse voël, en ek skryf ook in dan dat dit 'n wyfie is, en dan het ek 'n klompie mates wat ek neem, die totale lengte van die kop agter die skedel tot by die punt van die bek, 58.6 mm, klein lineaaltjie tot hy so vasdruk daar, en dan hierdie ene is 91 mm. Vir die streepjeskode van die lewe projek versamel ons ook enkele veertjies. Ons pluk so 'n paar veertjies op die bors uit. Donovan, hou vir my so vas. En dan trek ons ook 'n stertveertjie uit. En dit word nou opgeneem in die databasis. Die DNA-ontledings daarvan kan in die databasis opgeneem word. Hulle naaltjies is verskriklik skerp omdat hulle gewoonlik op die Protea blomknoppe sit. So as hulle jou so klou met die naaltjies, dan prik dit nogal die vel. Klein prikkie in die aardjie hier. Bloeddruppeltjie. Net so. Selfs die een stoep by Klibbokop word 'n vangplek vir die swaalkies wat hier deurvlieg. En elke voeltjie moet deur dieselfde proses as die suikervoël gaan. Nou kan ons hom vrylaat. 'n Swaalkie sit nie graag op die grond nie. As hy dit kan vir my, so ek gaan hom versigtig uitskit op my hand, dat hy kan wegvlieg. Die gogga-jagters het dit weer die maklikste. Daar's meer soorte goggas op aarde as al die ander diere saam. Dis waarskynlik waar die meeste nuwe spesies ontdek gaan word op die ekspedisie. Vanaand wag hulle vir die donker. En heeltyd hou die werk in die laboratorium aan. Hulle moet vinnig werk, want oor 3 dae vertrek hulle na Knysna en Addo om daar te gaan monsters bymekaar maak. Internasionaal het projek Eyeball nou net begin, maar alreeds is daar meer as 1 miljoen monsters versamel en amper 90.000 spesies se DNS-identifikasie gedoen. Die waarde van so 'n biblioteek is ontsaglik vir natuurbewaring en navorsing en sal verniet beskikbaar gestel word aan almal wat dit nodig het. Die plante se verwerking is 'n hele proses op sy eie. Alles wat die wetenskaplikes so versamel, moet terug na Johannesburg toe, waar dit verder verwerk gaan word, voor dit vir die laaste stap na Kanada toe moet gaan.